Goeienaand, geliefdes. Baie dankbaar dat julle vanaand die tydjie afgekry het om hier saam te wees, saam met ons. Ons almal saam as gelowiges wat die Here, waar ons die Here kan loof en prys. Die program se naam is Eer aan God. Dit is 'n stemmingsprogram wat gaan oor die Paasfees, maar ook al Hemelvaart en Pinkster ook insluit. Die bedankings is op die databord gaan dit verskyn op 'n stadium. Ek wil net daar byvoeg die susters wat ook verversings gemaak het om hulle te bedank en die susters wat tee skink en opruim na die tyd. Baie dankie vir die kunstenaars wat vanaand ook optree, ook die woordkunstenaars wat hier voorsit, vir die klank en beligting, die databord, die dekor, almal wat 'n bydrae gelewer het. Na die tyd is daar verversings in die saal, tee en ook verversings, almal is baie welkom daar. By die deure is daar 'n blou kollektesakkie, waar u gerus, as dit moontlik is, iets kan ingooi om die onkoste vir die aand ook te help dek. Die program word sonder onderbreking aangebied, volg asseblief maar net op die databord, want daar is ook samesang wat aangedui gaan word. Ons kan gerus applaus aan die einde van die program dan ook gee. Ek gaan vanaand begin deur eerstens te bid en dan 'n kort stukkie oordeenking te gee. Kom ons bid saam. Almagtige God en Vader, ons dankie dat ons tot U kan nader in ons gebed. Die besef van ons kleinheid, ons nietigheid en U grootheid en U almag. Hy liefde, die genade wat U betoon ook aan ons sondaar mense, dat U U seun na hierdie wêreld gestuur het op die tyd wat U bepaal het, dat hy die seun Jesus Christus die lydingspad kom stap het, eintlik aan die kruis vir ons gesterf het, maar dat hy opgestaan het in lewe en dat ons dit ook kan uitpasyn ook in hierdie aand. Dankie Here dat ons weet dat Jesus Christus regeer, dat hy aan die regterhand sit, dat hy in beheer is. En dit is vir ons ook 'n troos om te weet in hierdie wêreld waar ons vandag lewe. En dat U sien ons nie as wese agtergelaat het nie, maar die Heilige Gees gegee het om altyd by ons te wees. So bring ons dan vanaand aan U al die eer, die lof en die dank, tot U eer en verheerliking alleen. Amen. Ons lees in Lukas 2, skielik was daar saam met die engele, menigte engele in die hemel wat God prys en sê, eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense in wie hy welbehae het. Die engele sing gewoonlik hulle liedere onhoorbaar vir ons in die hemel, waar hulle tot eer van God sing. Slegs eenmaal is daar die uitsondering gemaak. Een nag het die hemelse koor hier op aarde opgetree. En daar was natuurlik 'n besondere rede, alle rede vir so 'n uitsonderlike optrede, die geboorte van ons verlosser. Opvallend dat hierdie optrede nie by die krib van Jesus is nie. Die engele sing nie vir die koning nie, maar hulle tree op tussen sy volk, op die velde van Efrata, daar by die herders by Bethlehem. Hulle hou nie 'n konsert waarna 'n mens kan luister en daarna applaus gee nie. Hulle het aarde toe gekom om op daardie besondere dag as ware voorsangers te wees. Hulle die toon kom aangee. En daarna moet die mens met sy stem hulle lied oorneem en verder dra. Soos wat die herders dan ook gedoen het. Nadat die lied gehoor het, die engele lied daar op die velde van Efrata, het hulle Bethlehem toe gegaan en die kindjie daar gevind by sy moeder. En hulle het aan hom hulde betoon. En vertel ook wat hulle gesien en gehoor het. En dan lees ons op pad terug, het hulle God geloof en geprys. Daarna lees ons van Simeon en Anna by die tempel, wat God geloof het oor die kindjie. En so word die lied dan verder gedra, en deurklink die lied, gesing deur die eeue ook deur die kerk, en ook ons vanaand.
Die engelelied by Bethlehem is dis 'n voorsang wat nagesing moet word. 'n Besondere lied. As mens nou kyk na hierdie lied wat vir ons opgeteken is dit in die eerste plek 'n strydlied. Ons teks sê letterlik die engele was deel van die hemelse leerskare, 'n militêre term. Die hemelse koor was soldate, 'n soldatekoor. Deel van God se mag wat vanaf die sondeval die stryd gevoer het teen die duiwel en sy magte. Wanneer hulle dan hier sing, dan sing hulle met die wete dat die stryd nog veller gaan word, want die kindjie in die krib is vir die duiwel 'n groot hindernis. Daarom moet hy versoek word en moet hy ly. Moet hy verraai word, verloon en gekruisig word en sterwe. Wanneer ons vanaand die strydlied van die engele nasing, het dit alles al gebeur en nog meer. Die Here Jesus het ook die dood oorwin, met die sonde afgereken en oor die Satan en sy magte getriomfeer. As oorwinnaar het hy met sy hemelvaart die troon bestyg van waar hy regeer. En in en deur hom is ons hier op aarde ook oorwinnaars. Meer as oorwinnaars. Nogtans sing ons steeds die engelelied as 'n strydlied. Die ware, die finale en volkome oorwinning het nog nie aangebreek nie. Die gebrokenheid van die lewe, dit wat ons ook dikwels ervaar, maak dit maar al te duidelik. En so sing ons die strydlied as strydende kerk. En tog is hierdie lied terselfdertyd ook alreeds 'n oorwinningslied. Toe die strydlied oor die velde van Efrata weer klink het, die engele klaar ook van vrede gesing. Letterlik sê ons teksvers, vrede op aarde, maar eintlik vrede op pad na die aarde. Vrede deur stryd heen, vrede na die stryd. En word daar gesing van die vredevors wat gebore is, wat vrede sal bewerk, deur dit wat die vrede gesteel het weg te neem, naamlik die sonde. En dit is wat hy aan die kruis doen, waar hy die duiwel verslaan en versoening bewerk tussen God en mens. Christus wat self vrede is, bring so ware vrede. En met dit as fundament kring dit verder en wyer uit, sodat daar ook vrede tussen mense kan kom. En uiteindelik volkome vrede, wanneer die vredevors weer kom en finaal klaar speel met die Satan en sy magte en alles nuut sal wees. Die engele se strydlied is dis ook 'n oorwinningslied, maar nou veral ook 'n loflied. Die engele bring eer aan God in die hoogste hemele. Eer aan God, want hy is in beheer. Hy regeer, hy beskik oor alles. In sy groot genade het hy sy eniggebore seun as verlosser gegee om ware vrede te kom bewerk. God was nie daartoe verplig nie. Die mens het geen reg hierop nie. Niemand verdien dit nie. Dat dit nogtans kan gebeur is alleen omdat God nog steeds in die mens 'n welbehae het. Want so lief het God die wêreld gehad. Ons kan daarom as God se uitverkore kinders nie anders as om uitbundig tot eer van ons genadige God te sing nie. God wat die wêreld nie na die sondeval sonder meer afgeskryf het nie. Ook nie die mens, die sondaar mens nie. Maar dat hy steeds behaag het in die mens en gekom het om hom te red, om ons te red. En daarom sing ons die engele na, in verwondering dat God steeds in ons 'n welbehae het. Ja, dit is so 'n groot wonder, dat die engele in die hemel gekom het om te sing op aarde. Strydlied, 'n oorwinningslied, 'n loflied tot ons God. Hulle gee die toon aan, en ons sing saam met hulle. Eer aan God in die hoogste hemel, en vrede op aarde, vir die mense wie hy welbehae het. Kom ons doen dit vanaand, met hierdie program.
Wie sal ons glo as ons hiervan vertel? Wie sal die mag van die Here hierin kan raak sien? Die dienaar was soos 'n loot wat voor die Here uitspruit, soos 'n plant wat wortels skiet in droë grond. Hy het nie skoonheid of pragt gehad dat ons na hom sou kyk nie. Nie die voorkoms dat ons van hom sou hou nie. Hy was verag en deur die mense verstoot. 'n Man van lyding wat pyn geken het. Iemand vir wie die mense die gesig weggedraai het. Hy was verag. Ons het hom nie gereken nie. Tog het hy ons lyding op hom geneem. Ons siekte het hy gedra. Maar ons het hom beskou as een wat gestraf word, wat deur God geslaan en gepynig word. Oor ons oortredings is hy deurboor. Oor ons sondes is hy verbrysel. Die straf wat vir ons vrede moes bring, as op hom. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom.
daardie Paasfees het Jesus reeds geweet dat die tyd vir hom moet kom, om van die aarde, om van hierdie wêreld af, na die Vader oor te gaan. Hy het sy eie mense wat in die wêreld is, liefgehad. Hy het hulle tot die uiterste toe liefgehad. Daarna kom Jesus met sy disippels by 'n plek met die naam Getsemane en hy sê vir hulle, sit hier terwyl ek daar gaan bid. Hy het vir Petrus en die twee seuns van Zebedeus saamgeneem. Toe het hy bedroef en beangs geword en vir hulle gesê, ek voel doodsbenoud. Bly hier en waak saam met my. Hy het 'n entjie verder gegaan en daar gekniel met die gesig teen die grond en gebid. My Vader, as dit moontlik is, laat hierdie lydensbeker vir my verbygaan. Moet nogtans nie doen soos ek voel nie, maar soos U wil. Daarna kom hy na die disippels toe terug en kry aan die slaap. Hy sê toe vir Petrus, kon julle nie eens 1 uur lank saam met my waak nie? Waak en bid, sodat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is gewillig, maar die vlees is swak. 'n tweede keer het hy gaan bid en gesê, my Vader, as hierdie lydensbeker nie by my kan verbygaan sonder dat ek dit drink nie, laat U wil geskied. Toe hy terugkom, kry hy hulle weer aan die slaap. Want van die vaak kon hulle nie hulle oë oopmaak nie. Hy het hulle weer alleen laat bly en 'n derde keer gaan bid en dieselfde woorde gesê. Toe kom hy na die disippels toe terug en sê vir hulle, slaap en rus julle nog, die uur het gekom. Die seun van die mens word in die hande van die sondaars oorgegee. Staan op, kom ons loop. Kyk, die man wat my verraai, is hier naby. Did you know that your baby
Die soldate het iemand wat daar verbygekom het, gekommandeer om Jesus se kruis te dra. Dit was Simon van Cyrene, wat van buite die stad afgekom het, die pa van Alexander en Rufus. Hulle bring Jesus toe na 'n plek van Golgotha, wat 'n kopbeenplek beteken. Hulle wou vir hom wyn gee met midde daarin, maar hy wou dit nie hê nie. Toe kruisig hulle hom en verdeel sy klere onder mekaar deur te loot oor wat elkeen moet kry. Dit was 9 uur die môre toe hulle hom gekruisig het, en die rede waarom hy gekruisig is, was op 'n bordjie aan die kruis geskrywe: die koning van die Jode. Saam met hom het hulle ook 2 rowers gekruisig, een regs en een links van hom. Teen 12 uur die middag het daar duisternis oor die hele land gekom en dit het tot 3 uur geduur. Om 3 uur het Jesus hard uitgeroep: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dit beteken: my God, waarom het U my verlaat? Die party van die mense wat daar naby gestaan het, dit hoor, sê hulle: hoor daar, hy roep vir Elia. Een van hulle het toe gehardloop, 'n spons in suurwyn gesteek en dit vir hom op 'n stok gehou te drink. Hy het gesê: wag, kom ons kyk of Elia hom van die kruis kom afhaal. Daarna het Jesus hard uitgeroep en die laaste asem uitgeblaas. Die voorhangsel in die tempel het van bo tot onder middeldeur geskeur. Love is in the
Hierna het Josef van Arimatea, wat 'n disipel van Jesus in die geheim was, omdat hy bang was vir die Jode, vir Pilatus gevra of hy die liggaam van Jesus mag neem. Pilatus het sy toestemming gegee. Josef het toe gegaan en sy liggaam weggeneem. Nikodemus, wat 'n keer in die nag na Jesus toe gekom het ook gekom en 'n mengsel van omtrent 50 liter mirre en alwyn gebring. Hulle het die liggaam van Jesus geneem en met die geurolie behandel en in doeke toegedraai soos dit die gebruik van die Jode was om iemand vir die begrafnis uit te lê. By die plek waar Jesus gekruisig is, was daar 'n tuin en in die tuin 'n nuwe graf waarin daar nog niemand begrawe was nie. Die Sondagmôre baie vroeg het die vroue na die graf toe gegaan met reukolie wat hulle reggemaak het. Daar kry hulle die klip weggerol van die ingang van die graf af. En toe hulle ingaan, het hulle nie die liggaam van die Here Jesus gekry nie. Hulle het nie geweet wat om daarvan te dink nie. Met kleins staan daar by hulle 2 manne met blink klere aan. Die vroue het groot geskrik en met hulle gesig na die grond toe gebuig. Toe sê die manne vir hulle: "Waarom soek julle die lewende by die dooies? Hy is nie hier nie. Hy is uit die dood opgewek." Onthou hy met julle gepraat het toe hy nog in Galilea was en gesê het: "Die seun van die mens moet uitgelewer word in die hande van sondige mense, gekruisig word en op die 3de dag opstaan." Toe het hulle sy woorde onthou en na die graf teruggegaan en al hierdie dinge vir die 11 en al die ander vertel.
My eerste boek, Theophilus, het ek geskryf oor alles wat Jesus gedoen en geleer het. Van die begin af, tot op die dag van sy hemelvaart. Voordat hy die hemel opgeneem is, het hy deur die Heilige Gees bevele gegee aan die manne wat hy as apostels uitgekies het. Na sy dood het hy aan hulle met baie onbetwisbare bewyse ook getoon dat hy lewe. In die loop van 40 dae het hy by verskeie geleenthede aan hulle verskyn en met hulle oor die dinge van die koninkryk van God gepraat. Terwyl hy 'n keer saam met hulle aan die tafel was, het hy hulle beveel: moenie van Jerusalem af weggaan nie, maar bly wag op die gawe van die Vader, wat die Vader beloof het, soos wat julle van my gehoor het. Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal binne 'n paar dae met die Heilige Gees gedoop word. Toe hulle 'n keer weer by mekaar was, het hulle vir Jesus gevra: Here, is dit nou die tyd dat U die koninkryk vir Israel weer gaan oprig? Hy het hulle geantwoord: dis nie vir julle om die tyd en die omstandigheid te weet wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria, tot in die uithoeke van die wêreld. Nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem, terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom weggeneem, sodat hulle hom nie langer kon sien nie. Terwyl hy weggaan, en hulle nog stip na die hemel kyk, en daar skielik 2 mans in wit klere by hulle gestaan. Die sê toe vir hulle: Galileërs, waarom staan julle so na die hemele en kyk? Hierdie Jesus, wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom, soos julle hom na die hemel toe sien opgaan het. Toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek bymekaar. Skielik was daar 'n geluid uit die hemel, soos van 'n geweldige stormwind, en dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. Hulle het iets soos vuur gesien wat in tonge verdeel en op elkeen van hulle gekom het. Almal is met die Heilige Gees vervul en hulle het in ander tale begin praat, soos die Heilige Gees dit aan hulle gegee het om onder sy leiding te doen.